Lank gelede was daar 'n jong man met die naam Aladdin, wat sy dae in die strate van 'n stad in Persië deurgebring het. En elke oggend het hy by die mark navraag gaan doen in die hoop dat hy 'n los werkie sou kry om 'n bietjie geld te verdien. En natuurlik sou hy hom veel eerder met pret en plesier besig wou hou, maar sy pa was oorlede en hy en sy ma was baie arm. Hy was 'n goedhartige knap en het gedoen wat hy kon sodat hy en sy ma 'n dak oor die kop kon hê en elke dag iets kon hê om te eet. Goeiemôre, edele meneer. Dit is 'n mooi dag, is dit nie? Daar's niks mooi aan die dag nie, seun, en ek's nie edel nie. Maar u kan vandag soos 'n edelman lewe en dan sal dit vir u 'n lieflike dag wees. Waarvan praat jy, kerel? Wel, vir die prys van 3 eiers sal ek vandag u dienskneg en handlanger wees. Ek sal u inkopies doen en enigiets anders wat u gedoen Met 'n vet vrou en 6 kinders het ek alreeds meer as genoeg monde om te voer, ou seun. Ek sien. Wel, vir die prys van net 2 eiers kan ek Jy verkoos my tyd, jou klein bedelaar. Maar vir net 1 eier sal ek niks doen nie. Sit, Asim, sit gerus. Jy seker poot uit na jou lang harde reis deur Afrika. Ek skink vir ons tee. Spaar daai opwaswater vir die siekes wat jy voorgee om te help. So spot jy nou met die mag waaroor ek beskik om mense gesond te maak. Jy kan maar vir enige iemand in die stad vra. Almal weet van Fatima se magte. Ek gee niks om vir jou magte nie, ou vrou. Inligting, dit is al waarin ek belangstel. Kom ons praat dan besigheid. Soos jy gesê het, soek jy na 'n sekere seun, maar jy het geen idee wat sy naam is nie. Jy sal nie ons ooreenkoms vergeet nie, sal jy? Jy sal die helfte kry van die fortuin wat hy my bring. Nee, maar is goed, Tassim. Ons gaan dan akkoord. Die naam van die seun waarna jy soek is Aladdin. Kom laat ek jou verduidelik waar hy bly. Kyk, daar's Aladdin en hy bring vir sy ma 'n skathuis toe. Hey, kom aan, gee terug. Waggies, het julle al 'n juweel soos die gesien? Ek weet julle het dit uit die sultan se paleis gesteel. Gee daai koolkop terug. Ek is jammer as ek u hoogheid te nagekom het. Natuurlik. Vat tog jou verlepte ou koolkop. Laat jou ma feesbal daarvan maak. Knap gedaan. Knap gedaan, ou seun. Ek sien jy beklei so goed soos jou pa. Het meneer my pa geken? Hoe dan anders, ou seun? Ek is sy broer, Hasim. Die oomblik toe ek hoor dat hy oorlede is, het ek van Afrika af hierheen gekom en jy is Aladdin, reg? Hoe het jy geweet wie ek is? Jy lyk net soos wat jou pa, Mustafa, op jou ouderdom gelyk het. Nou toe, vat my na jou ma toe. Vandag is die dag wat julle geluk verander. Sjoe, ek is regtig bly oom het gekom. Nie naasten by so bly soos wat ek is nie, ou seun. Nie naasten by nie. Dis 'n goeie klompie jare sedert ons so 'n feesmaal in hierdie huis gehad het. En ons is dit alles aan jou verskuldig, Asim. Dit is die minste wat ek kan doen vir Mustafa se weduwee en sy kind. Hoe hartseer om te dink dat Mustafa nie self hier kan wees om jou te sien nie. 40 jaar gelede is ek Afrika toe om my fortuin daar te gaan soek. En vandag is ek 'n welgestelde sakeman. Maar ek besef nietemin hoe belangrik familie is. Ek beloof dat nie jy of Aladdin van nou af ooit weer 'n tekort aan enigiets sal hê nie. Nie so lank as wat ek lewe nie. Ons loop al ure lank, oom Asim. Kan ons nie maar teruggaan nie? Dis nou nie meer ver nie, Aladdin. Nooit kort voor lank is ons by die geheime plek waar ek en jou pa as klein seentjie saam gespeel het. Ek weet nie hoe julle nog die krag kon hê om te speel na so 'n lang stap deur die woestyn nie. Daar, die driemanskap van palmbome. Klipkameel, so waar. Ja, dit is gewis die plek. Maar dit lyk vir my na 'n doodgewone plek, oom. Doodgewoon.
Doodgewoon? Dis alles behalwe doodgewoon. Kry vir ons hout dat ons vuur kan maak. Hout om vuur te maak, swaar, in die hitte. Doen wat ek jou sê, skud op. Vuur en vlam is goed vir my. Met helder lig en rook daarbij, laat jou hitte die grond opwek, sodat ek my prys daaruit kan trek. Piet sê vir my dat dit nie 'n speletjie is wat my pa ooit sou gespeel het nie, en dat my oom nie regtig my oom is nie. Die skat word nou Wat 'n soort doorkens is dit? Magtige doorkens, moenie probeer om jou daarteen te versit nie. En jy kan jou ook nie teen my versit nie. Jy so goed as myne. Dis die ingang na die grot. Uiteindelik. Jy gaan nergens heen nie. Jy is nie my oom nie. Ag, hoor net hoe slim is die mannetjie. Ek waarsku jou, as jy weer probeer weghardloop, maak ek stompies by jou bene. Nou, toe gaan terug en help my om daai steen op te lig. Kom aan, gee dit 'n bietjie meer woema. Of wil jy ek moet die vel van jou lyf aftrek? Sê, is reg. Moenie laat slap lê nie. Doe nou, trek harder. Luister nou mooi na my, jou seun. In die grot is daar iets van onskatbare waarde. Om die een of ander rede, en die hemel alleen weet hoekom dit die geval is, kan net jy die skat uithaal. Ek het jou tot by die skat gebring en dus verdien ek die helfte daarvan. Jy kan die andere helfte kry. Wat? 'n Skat sê jy? 'n Halwe skat is beter as geen skat nie. Dis nes jy daar sê. Die grote 3 kamers waardeur jy moet loop om by 'n groot tuin uit te kom. Hierdie ring sal sorg dat jy ongedeerd deur die 3 kamers kom, maar luister, jy mag aan niks raak nie, want as jy net aan 'n stofkorreltjie raak voor jy by die tuin kom, is jy dood. Op die muur in die tuin sal jy 'n lamp kry. Vat die lamp, gooi die olie uit en bring hom vir my, dan sal ons albei so ryk soos sultans wees. Dit klink nie vir my te sleg nie. Roer dan jou litte. Sê my, is jy seker dis veilig? Ek sal jou sê waarvan ek wel seker is. As jy nie nou maak dat jy daar onder kom nie, gaan ek jou... Ja, okay. Ek weet wat ek moet doen. Jy kon my gewaarsku dat die trappe glad is. So was ek veronderstel om dit te weet. Kry net die lamp. Aladdin help my om die steen uit te lig. Aladdin gaan af in die grot. Aladdin gaan kry die lamp. 'n Kameel het 'n makliker lewe as ek. Onthou net om my niks te raak nie, hoor jy? Geen probleem nie. Julle is baie oulike slange. Ek stel niks hier belang nie. Ek is op pad ander kant toe. Dit raak al hoe interessanter. Liewe land, wat 'n mooi tuin is dit nie.
sê, Bokkie. Ek moet sê jy bly in 'n baie mooi plek hier. Hey, wat maak jy? Waarheen wil jy moet ek gaan? Sjoe, dankie. Maar hoe op aarde het jy geweet dis waarna ek soek? Maar sal daarom daarvan hou. Dis nou nie al te mit nie, maar gaan sommer baie hiervan hou. Mooi bly julle almal. Lutu, het jy die lamp gekry? Ja, hier is hy. Bring hom op na my toe. Jy sal 'n hand moet bysit. Ek kan nie die trap opkom met hierdie sak juwele nie. Vergeet van die juwele, jou armsalige klein domkop. Al wat ek wil hê is die lamp. En om my van die gras af te maak, Sorg dat jy daai lamp hier bring of ek kom af en kap jou in klein stukkies op. ek dink nie jy sal nie. Ek dink as jy hierheen kon afkom, sou dit nie vir jou nodig gewees het om my te stuur nie. Ek gaan hier wag totdat jy die pad gevat het voordat ek opkom. So, nou wil jy slim wees, jou klein bedelaar. Toe maar ek gaan jou doppie vir jou klink. As ek nie die skat kan kry nie, sal niemand nie. Laat die grot oop en verseël word. Vir ewig en altyd gesluit. Dit kry ek nou van Grootbek wees. Daar moet 'n manier wees om uit te kom. Maar aan die ander kant, miskien is daar nie. Maar aan die ander kant, wag 'n bietjie. Hoeveel kante het die saak nou eintlik? Ha! Hoe sê maar altyd? Ag ou seun, as dit hopeloos lyk, kyk binne in jouself en soek die antwoord daar. Maggies, as dit 'n antwoord is, het hy nogal gou gekom. Maar hoekom kry ek die gevoel dat dit nie die antwoord is waarna ek gesoek het nie? Eina, hou nou op! Maggies! As u dit beveel, Nee! meester. Wat is dit? Wat? Ek het gesê as u dit beveel, meester. Nee, ek het gehoor wat jy gesê het. Die vraag is, wie het dit gesê? Dit was ek. O, meester, ek die gees van die lamp. O, wil ek dit regtig sien? Meester. O, ag, hoekom hou hy dan nie van my nie? O, miskien is dit my asem. Ek weet, ek het my vanoggend gebad. Al wat dit dan kan wees is my persoonlikheid. Hoi, kry jy met jou gechunk? Wil jy ek moet verdrink? O nee, o meester, ek sal 'n goeie slaaf wees. Vra my enigiets en ek sal dit vir u gee. Om mee te begin, kan jy sommer die dam laat opdroog. Al te seker, net soos wat u dit beveel. Sien u nou, meester, wat u ook al vra, word gedoen. Kan jy miskien so 'n bietjie sagter praat? Ons is by mekaar in dieselfde grot. O, maar al te seker, net soos wat u dit verkies, my wonderlike meester. Dis net dat ek u graag tevrede wil stel en ek was bang dat ek u dalk ontstel het. Glad nie. Jy het my net 'n bietjie onkant betrap. Dis nie aldag dat 'n massiewe gees voor jou oë uit 'n lamp kom nie. Natuurlik nie. En nou, wonderlike meester, kan u my na hartelus hiet en gebied. So, wat kan ek vir u doen? Nou ja,
Ek wil nie die res van my lewe in hierdie grot bly nie. So jy kan my seker maar huis toe vat? Reg, so gesê is so gedaan. Een ding is seker. Jy weet hoe om 'n lang pad kort te maak. O, dankie meester. Nou toe, terug in die lamp. Ek moet my ma probeer gewoond maak aan die idee van 'n gees in 'n lamp. Aladdin, waar was jy my kind? Ek was so bekommerd oor jou. Ja, ek was self bekommerd. Ek moes vandag uit 'n grot ontsnap. Ja, Siem natuurlik. Hy het ons om die bos gelei. Dis nou nie altemit nie, maar die goeie nuus is dat ek vir ons hierdie lamp gekry het met 'n gees binne-in. Hy het my gehelp om uit die grot te kom en Nie 'n woord verder nie. Toorkuns is gevaarlik, Aladdin. Bære die lamp, jy dink nie weer daaraan nie. En moet niks hiervan vir enige iemand sê nie. ja, maar As jou maat jou verbied om die lamp te gebruik, nou is ek alweer hier binne vasgevang en ek sal jou nie kan help nie. toe maar, gee kans. Sy sal van plan verander. En in die tussentyd sal ons darm nie van die honger omkom nie. Aladdin was 'n goeie seun en hy's grootgemaak om sy ouers gehoorsaam te wees. Hy het toe gedoen wat sy ma gesê het en die lamp mooi weggebêre. Aladdin, maak dat jy binnekom. Wat bekeer, ma? Genade, het jy dan nie gehoor nie? Die sultan se dogter besoek vandag die badhuis op die stadsplein. Die sultan het beveel dat almal tuis bly en al hulle vensters toespyker. Die straf vir enige iemand wat na sy dogter kyk is om doodgetrap te word onder die hoewe van 'n trop kamele. Om doodgetrap te word onder die hoewe van 'n trop kameel. Goeiste, wie dink die goed uit? Huh? Skei uit met jou bogpraatjies en help my met die vensters. Ek moet sê, ek wonder regtig hoekom die sultan soveel moeite doen om te keer dat enigiemand sien hoe sy dogter lyk. Moenie, Aladdin, moenie eers daaraan dink nie, verstaan jy my? Ek verstaan ja, ek weet. Ek sal doodgetrap word onder die hoewe van kamele, bla bla bla. Dit kan net een van twee redes wees hoekom die sultan nie wil hê iemand moet sy dogter sien nie. Of sy is so lelik dat hy hom vir haar skaam, of sy so mooi dat hy haar skoonheid net vir homself wil hou. Soos wat hy doen met sy goud. Ek moet uitvind wat die rede is. Ek is jammer, maar seuns bly maar seuns. Pappa, die ding dat almal in die stad in hulle huise moet bly net omdat ek die badhuis besoek, is dit nie bietjie laf nie? Ek het nog geen man raak geloop wat waardig is om jou gesig te sien, Lila. En totdat ek vir jou 'n gepaste man gekry het, sal jou beeldskone gesig vir die laaste man verborge wees. Dit klink vir my maar na 'n lawwe gedagte. So, né? Wel, as enigiemand in die koninkryk my van lawwigheid beskuldig het, sou ek sy kop laat afkap. En ek hou juis van my kop waar hy is. Ek moet sê, partykeer is ek bly ek is die sultan se dogter. O, wat 'n wonderlike borsin, Leila. Jy kan tog so vermaaklik wees. Jy maak jou pa se hart bly. Grootste van die grootstes, o gaafste van die gaafstes, o slimste van die slimstes. Bly stil, Ali. My dogter is hier om te bad, nie om na jou gebabbel te luister nie. Maar natuurlik, natuurlik. O glorieryke een. In plaas van my gebabbel wil sy die badwater oorkabbel. Dink jy regtig hierdie ou woestyn hyena is amusant, mes Katlang? O ja, pappa, ek dink Ali is baie snaaks. Jy is gelukkig dat jy met so 'n gladde tong geseënd is, jou geslepe jakkas. Maak seker dat jou beste diensmeisies na my dogter omsien. En wie die man wat dit net waag om na te kyk. Verstaan jy my?
O, absoluut magnifiekste van die magnifiekstes, soos u beveel. Die pad wat u dogter na haar bad neem, sal met roosblare besaai word. En sy sal net die allerbeste olies tot haar beskikking hê wanneer sy haar... Sy sal oud word en soos 'n dadel verskrompel as jy nie nou ophou praat nie. Ek hoop net dis die moeite werd. Hulle het nog nie 'n badhuis gebou waarby ek nie kan inbreek nie. Kinderspeletjies. Ek sien regtig uit na my bad. As jy enigiets nodig het, is ons tot die diens, prinses. Kom aan. Kom aan. Soos ek verstaan, het Ali die beste badhuis in die ganse koninkryk. Hulle sê dis 'n absolute genot om dit te ervaar. Maggies, sy speel skoon. Praat van 'n genot om te ervaar. En ek het gedink dit sou moeilik wees. Indringer, ons het 'n indringer. Hier is 'n indringer in die badhuis. Wagte, vang hom. Nou is hy vas. Nou's dit klaar praat met jou mannetjie. En ooh. Asseblief, Perkie, moenie roer nie. Wat's nou eintlik so snaaks? O, jy snaaks, Aladdin, omdat jy vir my sê jy wil met die sultan se dogter trou. As ek mag vra, wat is so snaaks daaraan? Ag, Aladdin, jy's my enigste seun en ek is baie lief vir jou. Maar as jy darm dink dat 'n arm seun soos jy enige kans het om met prinses Leila te trou, sal ek Fatima die medisynevrou moet gaan vra om jou iets te gee wat jou kop sal regkry. Probeer maar nou snaaks wees. Ek dink ek moet maar wys wat ek al hierdie jare weggesteek het. Genade, dis 'n fortuin. Het ek 'n dief groot gemaak? Nee, hierdie juwele is my wettige eiendom. Ek het my lewe daarvoor gewag. Sal ma hulle nou gebruik om my te help sodat ek prinses Leila as my vrou kan neem? Kan jy dit glo? 'n Fortuin soos die sal sweerlik vir jou 'n ganse koninkryk kan koop. Dan behoort dit tog seker vir my seun 'n vrou te kry. Haai, jy, die vrou daar. Kom saam, die sultan sal jou nou te woord staan. Hou dit kort. Daar's baie ander wat die sultan ook wil spreek. Jy mag eens kyk al die armoediges wat gunsies van die sultan vra en pa kan hom nie ooreed dat ek met sy dogter trou nie. Wat help dit nou eintlik om die groot versier se seun te wees? Luister, jy moet meer geduldig wees, hè? Wanneer die tyd ryp is, sal ek hom die persoonlike guns vra en dan sal jy wel met prinses Leila in die huwelik tree. Nou ja, toe staan op vrou, wat wil jy hê? U Majesteit, ek vra dat my seun Aladdin met u dogter prinses Leila in die huwelik tree.
Goed, jy het jou grappie gemaak. Nou, gaan nou maar weer. Ek maak nie 'n grap nie, U Majesteit. Wat 'n versoek is dit nou? Hoe kan jy verwag dat ek daartoe sal instem dat die seun van 'n arm vrou met my dogter trou? Wat kan hy vir my dogter aanbied? Dit, U Majesteit, is wat ons U aanbied. Nie sleg nie, glad nie sleg nie. Dis uitstekende juwele. Ek glo dit nie. Ek gaan die prinses afstaan aan die seun van 'n bedelaar. Nie so lank as wat ek asemhaal nie, glo my. Ja nee, U Majesteit, dit lyk inderdaad na 'n besondere versameling. Maar hoe uitstekend hulle ook al is, sal hulle U dogter die lewe kan bied wat U haar nou bied? Nee, nimmer as te nooit. Vir haar lewenstyl sal sy meer juwele nodig hê as al die sterre aan die hemel. En ek vra U, verdien sy enige iets minder? Ja. Jy's heeltemal reg, groot visier. Nou ja, mevrou, as jou seun ernstig is daaroor om met my dogter te trou, laat hy 80 diensknegte na my toe stuur, elkeen met 'n kus vol van hierdie juwele. Anders kan hy sy fortuin vat en met die dogter van 'n handelaar trou. Ag, Aladdin, dit was dom van ons om te dink dat die sultan vir 'n sakkie juwele daarvoor te vind sou wees om jou met sy dogter te laat trou. Nou het jy nie net jou kans met die prinses verspeel nie, maar ons is ook al daardie juwele kwyt. Doe maar, ek sal nog my prinses kry. En dis nie al nie, maar sal die gemaklike lewe kry wat ma verdien. Die wonderlamp, Aladdin. Asseblief ma, moenie sê ek mag dit nie gebruik nie. Luister, elke ding het sy tyd en sy plek. Dit wil my voorkom of dit tot nou toe ons tyd vir armoede was. Miskien het die tyd nou aangebreek vir 'n wonderwerk. Kom aan, Gees, ek het jou nodig. Waar is jy? Is jy nog hier? Eina, stadig. Wat dink jy doen jy? Maggies, jy los my 4 jaar lank in hierdie beknopte lamp en die oomblik wat jy hom vryf wil jy hê ek moet uitspring. My knie is seer en my hele lyf voel styf. Vergeet nou van jou kranke, daar's baie werk om te doen. Wel, uiteindelik kan ek iets doen om die tyd om te kry. Nou goed, wat kan ek vir u doen, meester? O, jy gaan hard werk, jy gaan baie vir my doen. Dis 'n bietjie vaag, maar dis 'n begin. So ja, dit was die laaste een, U Majesteit. Maar uiteindelik, dit maak my so moeg om na my onderdane se wense te luister. O, goedgunstige Majesteit, mag ek u 'n persoonlike guns vra? Ag nou ja, ek het die hele dag lank na my onderdane geluister. Hoekom sal ek nie my groot visier 'n kans gee om... Wat is dit? Ek het nie beveel dat daar musiek gespeel moet word nie. Ag so, dit lyk na koninklike musikante. Verwag ons besoek van die een of ander koning? Nee, nie sover ek weet nie, Majesteit. Pappa, wat is aan die gang? Ek is seker ons sal dit kort voorlank uitvind, my kind. Soos u versoek het, U Majesteit, hier is 80 diensknegte met 80 kiste juwele. Haai, pappa, wie is hierdie man nou eintlik? Ek dink hy is die man met wie jy gaan trou. Dit was 'n uitgemaakte saak. Die sultan het ingestem en kort daarna is Aladdin en prinses Leila in die eg verbind. Laat ek sien, waar het hy gesê wil hy die paleis hê? Aladdin het die gees van die lamp opdrag gegee om 'n paleis te bou en dit toe vir Leila as trougeskenk gegee.
Aladdin het besluit dat die paleis naby die stad geleë moet wees, sodat prinses Leila nie na haar pa sou verlang nie. Die gees het die ganse paleis ingerig, gemeubileer en versier, en uiteindelik was die pasgetroude paartjie se paleis net so magnifiek soos die een waarin die sultan gebly het. Dit was 'n plek waarin Aladdin en sy prinses 'n luukse lewenstyl kon handhaaf. En soos die jare verbygegaan het, het die liefde tussen hom en sy vroutjie net sterker geword. Aladdin was 'n goeie man. Daar was nêrens 'n dienskneg of 'n diensmeisie wat vir 'n beter baas kon vra nie. Heel waarskynlik sou die twee verliefdes 'n gelukkige en idilliese lewe kon lei tot in lengte van dae, as dit nie was dat Fatima, die medisynevrou, 'n posduif gekry het om vir haar 'n briefie weg te vlieg nie. En die briefie was geadresseer aan 'n sekere towenaar in 'n sekere stad in Afrika. Die prinses as sy vrou, 'n paleisman te bly, en die klein skoppiejak is nou ryker as die sultan. So hy was gelukkig genoeg om die geheim van die land te ontdek, né? Gelukkig genoeg om uit die grot ontsnap en ryk te word, né? Hy het my so waar uit my fortuin gekil. Dis wat die klein dief gedoen het. Toe maar, Aladdin, ek sal daai lamp wel nog in die hande kry en al die mag wat daarin opgesluit lê. Hou jou snavel! Gedaan. Maak seker dat julle net so goed presteer op die vertoning wat vir my man se terugkoms gereël word en julle sal julle prinses baie bly maak. Prinses Leila, is u nie bekommerd wanneer u man op hierdie jaguitstappies gaan nie? Ag nee, wat Mira. Aladdin is 'n uitstekende jagter. Hy sal niks oorkom nie. Slaan 'n slag. Huh? Oues, ruil julle ou lampe vir nuus. Dis reg, ruil julle ou lampe vir nuus. Het jy ooit so 'n lawwe ding gehoor? Die ou man wil sowaar nuwe lampe verruil vir oues. Hy's nie reg in sy kop nie. Of hy nou mal is of nie, dis my kans om vir Aladdin te wys my kop is reg aangeskroef. Shalimar, gaan gou eetkamer toe en gaan kry daai ou lamp wat Aladdin in die kas bære. Ek sal hom met 'n nuwe een verras wanneer hy terugkom en hom beïndruk met my winskoopie. Vat my meesteres se ou lamp en gee my 'n nuwe een dan voor. Maar het is seker, sê vir haar, sy het 'n baie goeie slag geslaan. Uiteindelik is die lamp nou myne. Ja, my meester. Jy's nie Aladdin nie. Dis reg, maar ek is jou nuwe meester en jy sal my gehoorsaam. Nou goed dan. Hy aan wie die lamp behoort is my heer en my meester. Wat beveel u, meester? Jy gaan Aladdin se kasteel met my en prinses Leila daarin hier vandaan verskuif na die land in Afrika waar ek bly. Aladdin gaan nie baie gelukkig wees nie. Lyk dit of ek omgee? Ek sal terug wees in 'n knip, wink. Ek is in 'n oogwink terug. Oogwink. Hierso, soos u beveel het, o meester van die lamp. Oei so, laat jy my nou na my prinses toe neem. Ek sal jou aan die hoogste toring van my paleis laat ophang. Nee, dis nie afgryslik genoeg nie. Ek sal jou in stukke laat skeur deur jou aan 4 olifante vas te bind.
Nee, dis nog steeds nie afgryslik genoeg nie. Ek sal hom toe dink aan 'n verskriklike doodstraf vir hierdie skurk wat veroorsaak het dat ek nou sonder 'n dogter is. Laat my 'n oomblik daaroor nadink, U Majesteit. Verskoon tog, U Majesteit, Fatima, die medisynevrou wil u spreek. Kan jy nie sien ek is besig om 'n regstelling te reël nie? Miskien wil die majesteit liewer 'n groot partytjie reël om fees te vier. Dit is reg, want ek het uitgevind waar u majesteit se dogter is. Ek sal Wat sê jy? Het jy uitgevind waar my dierbare Leila is? Praat dan tog, vrou. Sy's die gevangene van 'n towenaar met die naam Hassim Khalifa, 'n gemeene en agterbakse man wat nie sy woord gestand doen nie. Op hierdie oomblik sit die prinses toegesluit in haar paleis in die stad Marrakesh in Afrika. Vrou, ek waarsku jou as jy die gek skeur met my. Op my erewoord, u majesteit, Hassim het die dienste van 'n magtige wondergees bekom om hierdie dinge reg te kry. U majesteit, daar is vanaand 'n volmaan. Ek vra dat u my vrylaat tot die volgende volmaan en ek sal met u dogter terugkom. En as jy haar nie in die hande kry nie, Dan sal ek terugkom, u majesteit. En u kan met my doen wat u wil. O ja, en hoe kan ons seker daarvan wees dat jy sal terugkom as jy nie in jou doel slaag nie? Ek sal u die beste moontlike waarborg gee. My moeder sal hier in die stad agterbly totdat ek terugkom. Maak hom los. Reg, ek gee jou 'n maand en nie 'n dag langer nie. Sorg net dat jy doen wat jy sê jy kan doen. Want dit is nie net jou lewe wat daarvan afhang nie, maar ook die van jou moeder en my Leila. Aladdin het toe die lang reis aangepak. Eers op die rug van 'n kameel oor die vuurwarm woestynsand. Maar sy soektog na prinses Leila en die wonderlamp het hom ook oor die see geneem. Totdat hy uiteindelik by die stad Marrakesh aangekom het. En daar het hy kort voorlank op die paleis afgekom waar die bose towenaar Hassim by hom gesteel het. Is dit jy, my lief? Of is dit net 'n droom? Nee, dit is nie 'n droom nie, Leila. Maar as ons nie wil hê dit moet in 'n nagmerrie verander nie, moet ons my lamp terugkry. Hassim hou daai lamp altyd by hom, Aladdin. Wag jy hier. Ons gaan nou terug na ons eie land toe. En nou, meester van die lamp, wat op aarde kan u my nog vra? Wat is daar wat ek nog nie vir u gedoen het? My goeiste Aladdin, kan jy nou meer? Sst, ja. Jammer. Dis reg, ja, dis ek. Maar voor Hassim agterkom dat die lamp weg is, moet jy ons en my kasteel terugkry in die sultan se koninkryk. O, maar al te seker, meester. Ag, wat 'n vreugde dat die lamp terug is in u hande. Dit kan jy weer sê. Goed, hier gaan ons. Wie du juist waag het om my rus te versteur? Ek is uiteraard die meester van die lamp. Ek het 'n bietjie slegte nuus vir jou, Hassim.
Nee, maar dit kan nie moontlik wees nie. Hoe kan dit wees? Wel, Asim, ek gee jou 3 raaie, maar die eerste 2 tel nie. Die lamp, hy is weg. Ja, nee, hoor nou net hoe slim is die mannetjie. Maar natuurlik, Aladdin. En ek moet sê, jy's bo aan sy trefferbrade nie. As ek hom nie aankry. Dit het begin lyk of Aladdin en prinses Leila uiteindelik geluk gevind het. Daar het vrede geheers in die kamers van hulle paleis. Die sultan was Aladdin baie dankbaar daarvoor dat hy Leila teruggekry het. En hy was verheug toe hy hoor dat Leila 'n baba gaan hê. Aladdin het ook daarvoor gesorg dat sy moeder in weelde leef, soos hy haar beloof het. Ongelukkig was die towenaar Asim nie 'n goeie verloorder nie. So, nadat jy my gekil het met my deel van die skat, het jy die vermetelheid om my toe kom vra of ek jou sal help. Dit klink nie vir my of jy verstaan nie, vroumens. Ek het jou nie om hulp gevra nie. Wat wil jy dan van my hê? Ek wil jou rok en jou sluier leen om my te vermom, sodat mense gaan dink ek is die medisyne vrou. Nee, Asim! Prinses Leila, Fatima die medisyne vrou is hier om u te spreek. Laat haar maar inkom. Sy was die een wat my pa gesê het waar ek gevange gehou was. Ek voel geëerd dat jy my toelaat om u te spreek, prinses Leila. Ek is die een wat geëerd moet voel, Fatima. As dit nie vir jou was nie, was ek nou nog gevange gehou. Ek het die nuus gehoor dat jy 'n baba verwag. Ek het gekom om u alle sterkte toe te wens en om 'n waardevolle ou geheim aan u bekend te maak. Die baba se uitstekende gesondheid kan gewaarborg word deur 'n eier van die legendariese rokvoël aan die babakamer se plafon te hang, prinses. 'n Rokvoël? Wat is dit? Dit is 'n voël waarvan daar soms in fabels gepraat word en waarvan die nes op die wêreld se hoogste berg is, maar helaas, dit is byna onmoontlik om so 'n eier in die hande te kry. Daar's niks wat vir my man onmoontlik is nie. Wag hier, sodra ons die eier gekry het, beloon ek jou. Maar ek sal inderdaad uitstekend beloon word, my pragtige toekomstige bruid. Fatima sê ons sal 'n gesonde baba hê as ons 'n eier van die rokvoël in die hande kan kry. Asseblief, Aladdin, ek smeek jou, doen dit vir my. Om jou tevrede te stel, sal ek enigiets doen, Leila. Nou goed, gaan so lank terug na Fatima toe. Ek sal jou later laat roep. Nou, jy het uiteindelik besluit om weer van my dienste gebruik te maak. Ek moet erken, jy vra my deesdae so min gunsies dat ek agteroor sit en nie eens meer my lamp opruim nie. 'n Man wie se wense almal waar geword het, het nie veel om te vra nie. Maar nietemin is daar tog iets wat jy vandag vir my kan doen. U wens is my bevel, meester. Nou goed, kry vir my 'n eier van die rokvoël. Nee. O, meester, ek sal enigiets vir u doen, maar ek smeek u om nie hierdie wens van my te vra nie. Ek kan nie beloof dit sal u dood beteken. Maar wag, meester, laat ek verduidelik. Alles wat daar is, het 'n oppermeester. Selfs die gees van die lamp. Die rokvoël is my oppermeester en om sy eier te steel, sal ons almal se dood beteken. Nou, hoekom het Fatima dan aangeraai dat ons 'n rokvoël eier kry? Ek is bly dat u my dit vra, want nou is ek daarop geregtig om u die antwoord te gee. Die feit van die saak is, Fatima is nie regtig Fatima nie. Natuurlik, dis my ou vyand Asim. Ek wonder hoekom die man so lank draai. Teen die tyd moes hy tog al die gees van die lamp gevra het om die eier te kry. Maar hoe weet jy van die gees van die lamp? Nou, daar is niks wat Fatima, die medisyne vrou, nie weet nie. Prinses, die man is skielik baie siek. Hy's op die doodse drempel en smeek om Fatima se hulp. Doe maar, dis ons reg, prinses. Ek kan nie daarvan verseker dat ek die man in 'n japtrap sal regsien. Ja nee, glo my, ek gaan hom eens en vir altyd regsien. Ai, tog die arme heer Aladdin, die arme meester van die lamp.
Hy wat oor soveel mag beskik was toe onnoostel genoeg om juist die ding te vra wat 'n einde aan sy lewe sou maak. Die lamp, die paleis en prinses Leila sal van nou af myne wees. Jou tydjie staan nou einde se kant toe, Hasim. Ja. Ek sal daai lamp nog kry en prinses Leila ook. Al wat jy gaan kry is die skerp kant van my swaard. Kom hier. Ek het nie die hele pad hierheen gekom net om die lamp aan 'n bogsnuiter af te staan nie. Die bogsnuiter is nou 'n man. Die man wat finaal met jou gaan afreken. Dit gaan net hier eindig. Jy was toe doodreg, Hasim. So het Aladdin toe die bose towenaar Hasim eens en vir altyd verslaan. En in die jare daarna was hy bekend as een van die ruimhartigste prinse. Hy het al sy onderdane gelukkig gemaak en het baie seuns gehad wat regverdig regeer het. Met sy groot liefde aan sy sy was hy deur die eeue ook die inspirasie vir baie stories en liedjies. Maar die beste van alles vir hierdie nederige dienskneg is dat die wyse Aladdin besluit het om 'n koninklike badhuis binne in die paleis te laat bou en om my daar aan te stel as die bestuurder.